kosbare teenwoordigheid in hierdie plek. Here, dankie dat U hier ingekom het vanmôre saam met om ons te gerus te stel. Om vir ons te kom sê, Here, ons hoef nie angstig rond te kyk nie, maar dat ons kan weet, ervaar, beleef, dat U steeds die koning van alle konings is. Dat dit U is wat werk om te wil na U welbehae in hierdie oomblikke, in hierdie tye waarin ons onsself bevind, Here. En dankie vir 'n wonderlike, kosbare geleentheid wat ons weer het, Here, dat ons guns by God het vanmôre, dat ons net so in U teenwoordigheid mag inkoop vanmôre. Dat ons net mag weet, Here, dat U altyd daar is. Dat U ons nooit los nie, maar dat U, Here, ons altyd beskerm en ons bewaar. Daarom eer ons U vanmôre vir die kosbaarheid. Eer ons U vanmôre vir daardie eerste liefde wat nooit van U kant af ophou nie. En bid ons vir die seën nou, Vader. Dankie dat U dit vir ons doen, is my gebed vanmôre. In Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, jy kan sit plek neem. 'n wonderlike voorreg om vanmôre net weer so by mekaar te kon wees. En ons het die afgelope 3-4 weke het ons met die Paastyd het ons wonderlike woord gehad wat die Here met elkeen van ons gepraat het, glo ek. En na die goeie Vrydag, die boodskap wat pastoor Lourens vir ons gebring het, was dit so asof daar weer iets nuuts in my gees lewendig geword het. En met die opstandings Sondag het ons weer verder gegaan en ons het gepraat oor die opstanding. En ons het 'n bietjie gepraat oor die dag tussenin. Oor die Lazarus Saterdag. Baie van ons ervaar en beleef dat Goeie Vrydag en opstanding is daar, maar ons het nooit geweet wat die dag tussenin gebeur het nie. En ek het vir u die geskiedenis van Jerusalem het ek met u gedeel. Die chaos wat daardie Saterdag, wat hulle ook die stil Saterdag genoem het, wat daar gebeur het met die verwagting van so duisende mense, want ons het gesê daar was duisende mense wat Jesus aangehang het, want as ons kyk na die visse en die brode, verskillende plekke en ook 'n plek waar hy op die bootjie moes uitvaar, omdat die mense te veel was, dan het hy baie aanhangers gehad. En die teleurgesteldheid toe Jesus gekruisig is, want hulle het hom gesien en aanvaar, dat hy die Messias sou wees, en ewe skielik word hy aan 'n kruis opgehang. Maar dan ook die blydskap die Sondagoggend toe dit bekend geword het dat hy opgestaan het. En so het ons deur die Paasnaweek beweeg. En laas Sondag het ons 'n bietjie gepraat dan oor by die kruis. En so baie van ons in ons Christelike lewe en daarmee dit wat ons weer groot geword het, is goed as ons kom en ons aanvaar en ons beleef en ons neem Jesus Christus aan as ons persoonlike verlosser en saligmaker, maar baie Christene vandag bly net by die kruis. Dis waar ons ophou, en dis reg as dit so is, jy sal hemel toe gaan, maar dis nie wat die woord en dis nie wat Vader vir jou wil hê om te doen nie. Jy moet aangaan, want jou lewe, jou eintlike lewe, jou geeslewe in die nuwe dispensasie van God se heiligheid begin by die kruis. En ongelukkig is dit so, en dis nie verkeerd nie wat ons gesê het, as jy net by die kruis kan kom, dan het jy Jesus in jou lewe gekry. Maar eintlik vir jou en vir my is dit die begin van 'n geestelike roete, 'n geestelike seisoen wat ons moet inbeweeg, en ons moet nooit by die kruis bly nie. Want dis van daar af wat die talente en die gawes en al hierdie wonderlike dinge, wat dit deur die krag van die Heilige Gees in jou geboorte skenk in jou geestelike lewe, sodat jy kan begin profeteer, sodat jy kan die gawes van tale, die gawes
dit wat die woord vir ons leer in Korintiërs 14, dat ons dit kan begin beoefen. Paulus sê, beoefen jou in die godsaligheid. Want jy sien, dis daarin wat jy vervulling kry. Ek gaan nie vervulling kry as ek net bly by die begin nie. Ek moet aanbeweeg, want dis wat die Here wil hê ek moet doen. En dan vanoggend, in die week het die Here met my gepraat, as ek dan al hierdie goed gedoen het, en ek het vir myself gesê, laas Sondag, ek gaan aanbeweeg. Ek wil in 'n dieper ervaring, ek wil 'n nuwe belewenis dalk in Christus Jesus hê en ervaar en sien dat hy goed is. En as ons sien hoe hy nog steeds mense gesond maak, en hoe dooies lewendig word, ouens, en dis 'n realiteit soos wat ek en jy vanmôre hier sit, dan weet ons dat ons is in 'n dimensie waarin God steeds in beheer is van jou lewe, jou familie en alles wat daarmee saamgaan. Maar die groot ding wat die Vader met my gepraat het hierdie week was, as ons dan al hierdie goed sou doen, dan sou dit 'n keuse moes wees. Jy sou iewers op 'n plek in jou lewe sou jy moes gekom het om te sê ek kies. En die woord van die Here sê, en ek gaan dit vir jou lees, hy sê kies dan die lewe. Kies dan die lewe. Want op 'n plek in ons lewe, in die Christelike dispensasie waarin ons leef, is dit so asof mense so bang geword het vir die dood. Ons is so bang vir allerlei goed wat sal gebeur. Ek het gister het ek 'n rivierbegrafnis gehad. Dit was vir my 'n nuwe belewenis. Maar dit was iets wat in daardie mense se hart gegroei het. En so loop die Here met elke ene van ek en jy 'n pad. En as jy langs daardie rivier gestaan het en hy seker meer as 'n kilometer wyd en ewe skielik jy weet gebeur dit dat hierdie mense dit wat hulle in hulle harte gevoel het omdat hulle pa een van die grootste vissermanne was van die tyd. En hulle strooi die as oor die rivier. Dan kon jy sien dan was daar 'n sekere, daar was 'n tevredenheid want hulle sê dis wat hy wou gehad het. En so loop die Here met elke ene van ek en jy 'n pad. En ek wil nie vanmôre debatteer oor of jy moet begrawe word en of jy moet ek wil dit nie doen nie. Maar ek wil net vir jou sê, jy is uniek in God se oog. Jy's uniek geskape. Hy weet presies, Jeremia 1:5 sê, hy sê voor jy in jou moeder se skoot was, Jeremia, het ek jou geroep, het ek geweet wat ek vir jou wil hê en wat ons moet doen. En daarom kom die slim mense, en ek het nou vir Pastor Laurens hulle gesê, die slim mense sê, elke ene van ek en jy maak 28,000 keuses elke dag. Nou dadelik sou ek sê, dis 'n bietjie moeilik. Maar het jy geweet dat elke ding wat jy doen, is 'n keuse? As jy nou gaan opstaan, is 'n keuse. As jy wil gaan sit, is dit 'n keuse. As jy omdraai, is dit 'n keuse. As jy wil eet, is dit 'n keuse. As jy wil loop, is dit 'n keuse. So alles wat jy doen, vandat jy jou oë oop maak vanmôre totdat jy gaan slaap vanaand, is dit keuses wat jy maak. Jy aanvaar en ervaar dit net nie meer so nie, want dit het gewoonte geword om vir myself te sê, nou moet ek eet, nou moet ek loop, nou moet ek sit, maar as jy na die werklikheid en uit 'n ander oog uitkyk soos die slim mense, dan is dit werklik waar keuses wat jy maak. En so is dit ook dat ek en jy op 'n plek gekom het waar ons 'n keuse moes gemaak het vir die Here. En selfs waar jy hier sit vandag, die feit dat jy hier is, was 'n keuse wat jy gemaak het. En as ons daardie keuses wil behou, as ons net in die teenwoordigheid van die Here wil wees om te sê, Here, hier is ek, help my om elke dag die regte keuse te maak, dan het ek 90% van my geestelike lewe het ek oorwin. Dan kan ek aanbeweeg, want ek weet my keuses is altyd 'n positiewe neiging in die regte rigting. Die Here is besig om met Moses
te praat oor keuses en nie keuses. En hy begin in Deuteronomium 28 waar hy met hulle begin praat om te sê, hy praat oor die seën en oor die vloek. Jy sien, daar is sekere dinge wat ek en jy moet verstaan in hierdie lewe. Alles is nie altyd soos wat ek dit wil hê nie. Alles is nie altyd soos wat ek dit in my dagboek of in die begin van die jaar vir myself wil sê, ek wil doelwitte hê en dan wil ek dit bereik nie. Jy kom nie altyd daar uit nie. Want weer eens is dit keuses en so is die Here besig met Moses om vir hom te sê, Moses in Deuteronomium 28, jy is die geseënde. Jy sien, en ek en jy moet daardie woordjie van jy is, moet ons vat en ons moet dit in ons gees, moet ons dit bære om te sê, jy is. Want God sê vir Moses, die mense, as die mense vra, dan sê net sê vir hulle, ek is. En jy is die geseënde van die Here. Maar die feit van die saak is, dis jou keuse wat jy doen. Deuteronomium 30 sê hy, en as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek wat ek jou voorgehou het, en jy dit ter harte neem onder al die nasies waardien jou God jou verdryf het, en jy jou tot die Here jou God bekeer, en na sy stem luister, net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders met jou hele hart, en met jou hele siel, dan sal die Here jou God jou lot verander en hom oor jou ontferm. Dis 'n keuse. Dis 'n keuse wat jy maak. Jy bepaal, en ons moet hierdie goed mooi verstaan. Jy bepaal die seën waarmee die Here jou wil seën. God wil jou seën, jy is 'n geseënde. Jy's op jou naam is op die geseënde lys van die hemel geskrywe. Maar wat doen jy met dit? Want jy is in beheer van die seën en van die vloek in jou eie lewe. Daarom kom hy in vers 19 en die Here is baie ernstig met Moses hy oor hierdie goed praat, want hy sê jy moet dit aanvaar, want dis wat jy is die geseënde van die Here. En hoor wat sê vers 19. En ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang. Hy sê, kies dan die lewe. Dis 'n keuse. Dis 'n keuse wat ek en jy maak. Onthou, die vyand wil jou dood hê. Maar die mag van die lewe, sê die woord, is in jou tong. Jy spreek vryheid. Jy spreek lewe. En ek het al vir julle gesê, toe ons vir 'n dogtertjie gebid het in die vorige gemeente 20 jaar terug. En ek glo sy was nie meer saam met ons nie. En die mense sê, bid vir haar. Ek sê, ek kan nie, want sy lewe nie. En Ria begin en sy sê, jy sal lewe en jy sal nie sterwe nie. Psalm 118 vers 17. Om die wonderwerke van God te mag vertel. En daar kry daar, ek wil nie dit vandag sê of sy dood was of wat nie, maar al wat ek weet is sy het haar asem teruggekry. En 4 jaar daarna, toe hulle my uitroep na 'n plek toe, en ek kom daar, toe kom daar 'n dogtertjie aangehardloop, en sy gryp my aan die been, en ek vra haar, maar wie is die kind, ek ken haar nie. Toe sê iemand, dis die dogtertjie wat julle voor gebid het, 4 jaar terug, oujaarsdag aand. Kies die lewe. Kies die lewe, man, want dis wat God vir jou wil gee deur sy Heilige Gees. Hoekom wil ek sterwe as ek kan leef? Ja, dan moet 'n dag kom wat ek sterwe. Maar terwyl ek hierdie kant is, waarvoor het God my geskape, geskep en laat gebore word?
Ek hoef nie altyd met die Bybel onder die arm te loop nie. Mense sien dit wat jy doen. Mense beleef die teenwoordigheid van God as hulle naby jou kom. Ek moet dit net afsmeer, dit wat die Heilige Gees in my lewe, die belegging wat hy in my lewe gemaak het. Want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar. Luister mooi, en nie te ver nie. Dit is nie in die hemel nie, sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die hemel opklim en dit vir ons gaan haal en ons dit laat hoor dat ons dit kan doen. Dit is ook nie oorkant die see nie, sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die oorkant van die see oorvaar en dit vir ons gaan haal en ons dit laat hoor dat ons dit kan doen. Hier kom die antwoord. Maar baie naby jou is die woord in jou mond en in jou hart om dit te doen. Openbaring 3:20 sê, ek staan by die deur van jou hart en ek klop, en as jy oopmaak, dan gaan ek in en ek hou maaltyd. 1 Korintiërs 3:16, jy is tempel van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 6:19 sê dieselfde, hy's in jou, hy's binne in jou. Jy hoef nie iemand te stuur nie, jy hoef nie 'n telefoon te gebruik nie. Jy hoef niks te doen nie, jy kan maar net daar waar jy is, en daar waar jy beweeg, en daar waar jy met mense deel, kan jy maar net hef op julle hoofde, oop poorte, sê die Bybel, rig net jouself op en weet jou hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. Ons wil baie keer ons hierdie goed te moeilik maak. Ons probeer onsself, jy moet daarom onthou, moenie vergeet wie ek is nie. Ons moet wegkom van daai goed. Ons moet die woord sê en preek soos wat die woord sê, soos ons dit moet doen. Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart om dit te doen. Kyk, ek het jou vandag voorgehou, die lewe en die geluk en die dood en die ongeluk. Die Here sê, ek gee dit vir jou. Die lewe en die dood. Maar op 'n ander, net onder hom sê hy, kies die lewe, moenie die dood kies nie. Dis jy, dis binne in jou. Dis binne in jou. Dis God se genade, dis sy goedheid. Dis jy kry guns by hom. Ons moet bid vir meer guns by die Here. Ons is te negatief ingestel op die dinge wat besig is om te gebeur in die multimedia wat ons toegooi met al hierdie dinge wat besig is om plaas te vind. Daarom hou ek myself besig met die dinge van die Here en nie die Here van die dinge nie. So besig om oor allerlei goed te top en uit te redeneer watter ou is nou reg en watter ou is verkeerd. Kom jy net op 'n plek waar die Here in jou gestalte kan kry sodat jy kan doen 2 Korintiërs 3:18, sodat jy kan verander van heerlikheid na heerlikheid soos wat God is. Die Here wil jou verander. Jy is 'n geseënde. Maar jy ken nie my lewe nie, jong. Die Here het my gelos. Nee, jy het hom gelos. Efesiërs 1:2-4 sê, voor die grondlegging van jy was nog nie eens 'n twinkel in iemand se oog nie. Toe was jy reeds in God se gedagtes, Jeremia 29:11. Weet watter gedagtes ek aangaande jou koester. Gedagte van hoop en liefde. Om 'n voorspoedige lewe te hê. Hy sê, ek spreek ek lewe oor jou, Willie. Ek spreek lewe oor hierdie gemeente. Ek spreek lewe oor daardie ou wat siek is sodat hy gesond. Ek spreek lewe oor finansies. Ek spreek lewe oor huwelike. Ek spreek lewe oor kinders wat nie wil luister nie. Ek spreek lewe.
Kom ons kom net aan die positiewe kant van die lewe. En dan bepaal ek my eie seun. Ek bepaal of die Here my gaan seën of nie. Nie die kerkraad, nie die kerk, niemand nie. In hierdie kerk betaal niemand my salaris nie, die Here betaal my salaris, die wat hy vir my wil gee. En ek is tevrede, die Here sê, wees tevrede met dit wat jy kry, en ek is tevrede met dit wat ek kry. Hy sê, Here, en ek sit en ek lees hierdie skrif, en ek sê, Spreuke sê, hy sê, Here, gee my net genoeg. Nie dat ek sal hoef te steel nie. Te min dat ek sal hoef te steel. Of Here, moenie vir my te veel gee, dat ek losbandig sal raak, en U los nie. Die woord sê dit in Spreuke. Wees tevrede met dit. Dan sal jy op 'n plek kom, waar jy die Here se gees sal ervaar, waar jy guns sal kry by die Here. Ons leef net in 'n tydperk waarin mense baie beangs is. Ons is bang vir die môres en die oormôres. Luister vanmôre. God is in beheer. Jou keuse bepaal jou toekoms. Die keuses wat jy maak, bepaal jou toekoms. Ek het al bietjie oor dit gepraat, baie lank terug, as ek reg kan onthou. Die gedagte waarmee jy wakker word in die oggend, bepaal hoe jou dag gaan verloop en wat jy gaan doen. Hoekom dink julle, het ons mammas en pappas vir ons gesê, en hoekom jy self gaan bid jy voor jy slaap? Hoekom bid jy nie? Ja, jy bid 1 uur in die middag ook en daai, maar die norm. Jy bid voor jy slaap. Hoekom? Sodat jou gees op 'n positiewe noot kan rustig raak, sodat jy môreoggend met 'n positiewe gees kan wakker word. Dis hoekom. Want dit bepaal hoe my dag gaan verloop. As ek met die verkeerde voet uit die bed uit opstaan, dan het ek verkeerd aan die slaap geraak, dan ek dalk nie gebid nie. Maar goeie raad is, skuif die bed aan teen die ander kant. In die ander bed, ander voet uit die bed uit. Maar ouens, hierdie goed is realiteit, en dit is waaraan ons moet dink. Hy gee vir ons keuses. Jy maak 'n keuse om die Here te dien. En alles begin by ek en jy. Luister ek, hoor ek, verstaan ek. Markus 4 vers 11 en 12 sê hulle sien en hulle sien nie, hulle hoor en hulle hoor nie. Amplified sê they hear but they don't listen. En dis die regte vertaling. Ek hoor en ek luister, dan reageer ek. Maar as ek nie luister nie, as ek net hoor, dan doen ek niks. Hoor die een. God praat 1000 jaar deur Noag met mense. En hulle luister nie. En hy praat 1 keer met die diere. En hulle kom in die ark. Waar sien ek myself in hierdie chaos waarin ek lewe? 1000 jaar praat hy met hulle. En so is die Bybel vol van hierdie goed. En selfs in ons eie lewens. Here bly praat en praat en praat. Dis hoekom hy vir Kain sê, Kain, die sonde lê en loer na jou.
Ons is net in 'n stelsel waarin ons groot geword het, waarin jy nie vrygestel is van hierdie goed nie. En nou gee die duiwel ook nog die skuld. Die duiwel versoek jou, dis sy werk. En hy vat nie af nie. Hy versoek jou. Maar wie doen die sonde? Jy of die duiwel? Jy doen die sonde, nie die duiwel nie. Hy het sy sin gekry, want hy het jou versoek en jy het na hom geluister. Jy het 'n keuse gemaak om na hom te luister. En dan doen jy die sonde. Filemon 1 vers 14 kom Paulus en hy praat met die gemeente en hy sê julle het 'n vrye keuse. Jy kan kies watter kant toe jy wil gaan. Kom in my gedagte 1 Konings 18 van vers 17 of as ek reg is, maar is 1 Konings 18 waar Elia vir die mense vra, kies dan vandag. Kies dan vandag. As dit God is, laat dit hy wees. En as dit die duiwel is, laat dit die duiwel wees. Jy het 'n keuse, dis jou keuse, dis al wat die Here jou gegee het in jou lewe, is 'n keuse. So kies dan vandag, of ek die Here wil dien, en of ek hom nie wil dien nie. Jesaja 21 vers 8 sê, ek gee julle die keuse, wil julle lewe, en of wil julle sterwe. God gee jou nog 'n keuse ook. Nadat hy jou geseën het, nadat hy jou gebless het, nadat hy gesê het, aan die sulkes behoort die koninkryk van die Here. Jy is die kop, jy is nie die stert nie. Jy gaan boontoe, jy gaan nie agtertoe nie. Hy sê jy sal wees soos 'n boom. Hy sê welgeluksalig, Psalm 1 vers 1. Welgeluksalig is 3, welgeluksalig is 3 woorde. Is kon 3 keer gelukkig. Welgeluksalig is die man en die vrou wat nie sit in die raad van die goddelose, nie staan in die raad van, hy sê want hulle hou hulle nie met die sol, hy sê want hulle sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en so gaan hy aan. Psalm 92 vers 14 wat in my gedagte opkom, hy sê in die hoë ouderdom, hy sê sal hulle vet en groen wees, hulle sal steeds vrug dra. Lees dit Psalm 92 vers 14. Jy sit met hierdie belofte van jy is nou maar eenmaal die geseënde van die Here. Maar die besluit is myne. Wat wil ek doen met dit? Of Rigters 11 vers 30 kom hierdie seun wat sy ma was 'n prostituut en hulle het hom weggejaag uit die familie uit. Ons praat van nou Jefta. En hulle gaan haal hom omdat hy so goeie, sterk soldaat was. En hy kom en hy sê vir die Here, as u hierdie volk in my hande gee, dan sal ek. Dis omgedraai. 1 Samuel 1 vers 11. Selfs met Hanna. Sy het dit teen Penina, sy kry almal kinders en sy kry nie 'n kind nie. Sy Here, sy kom voor God die Vader. As U my hierdie seun gee en Samuel word gebore, sal ek. Maar vanmôre wil ek hê jy moet dit omdraai. Hierdie ouens het gesê, Here, as U, dan sal ek dit doen. Ek wil hê jy moet vanmôre moet jy dit omdraai en sê, ek sal. Want U wil dit vir my gee. Ek sal dit doen. Dis 'n kragtige werkwoord om te sê,
ek staan op uit my gemakstoel uit. Ek staan op uit 'n lewe van ongemaklikheid en ongeregtigheid en 'n lewe van waarin ek nie wil wees nie. Ek staan op. Want in die psalms is daar 'n psalm wat sê God staan op vir sy kinders. Het jy geweet? En luister, ry 'n bietjie deur die dorp, ry 'n bietjie, daar's miljoene mense, dan wonder jy by jouself, hoe kan die Here met elkeen van ek en jy bemoeienis maak? Het jy al daaraan gedink? Hy kan dit doen, hy's almagtig. En as my naam in sy handpalms gegraveer is, Lukas, sê vir Lukas, moenie bekommerd wees nie. Ek is met jou tot aan die volëinding van die wêreld, van die aarde. Psalm 23 vers 4 sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade, U is by my. Selfs deur die dal van doodskade los hy jou nie uit nie. Dan is dit so, dan moet ons keuses maak wat die regte keuses is. Dis nie die regte keuse om 'n Sondag by die huis te sit, 1 uur in 'n week. Kan ek dit nie vir die Here doen nie? Ek het julle gesê, ek sien daai jong man hier loop. En hy's fris gesond, groot ou. 15 minute daarna te bel hulle my toe, sê hulle is dood. Ouens, ons moet die regte keuses maak. En daarom is ek en jy vanmôre weer die geleentheid, die voorreg. Ouens, dis 'n bonatuurlike voorreg. Weet julle hoeveel mense begeer om net langs die tafel te kan kom staan, net met die medegelowiges saam te kan kom erken en te kan kom bely en te kan kom dankie sê Jesus vir dit wat jy gedoen het op die kruis van Golgotha. Openbaring 5 vers 9. Hierdie bloed het betaal vir Willie se sondes by God. Lees die woord. Dan is dit 'n voorreg vanmôre. En dit behoort nie aan 'n denominasie nie, dit het nog nooit aan 'n kerk behoort nie. En as ons vanmôre net in die eenheid van die geloof, Efesiërs 4, wat sê sodat julle kan kom op 'n plek waar die Gees van God in julle werklik begin werk tot die eenheid van die geloof, sodat julle kan wees soos manne en vroue in Christus Jesus, dan weet ek is op die regte plek. Daarom is dit kosbaar vanmôre. As ek en jy langs die tafel gaan staan of sit vanmôre, om net terug te kyk in hierdie paastyd wat verby is. En soos Paulus sê, elke keer as ek dit doen, dan herinner ek myself. Dan is daar iets wat in my gedagte opkom, om te sê, dankie Jesus, ek sou dit nie gemaak het, as dit nie vir die bloed was nie. Daarom is dit so voorreg vanmôre. Ek en jy, in Lukas sê Jesus self, dis die Nuwe Testament. Maar Paulus kom en hy sê, want ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy vir hulle brood geneem het, en nadat hy gedank het, hy het dit gebreek en geëet en gesê, neem en eet, is my liggaam wat vir julle gebreek word, en doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtes. Want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. En ek wil vanmôre, dit kom, ek glo die Here sê vir my, wil ek vir iemand, ek weet nie wie dit is nie, vra, as jy wil vir ons bid oor die tafel, staan op, laat ons vir jou die mikrofoon gee.
Die Here sê net, hier is iemand wat vanmôre moet dankie sê vir die tafel. Staan op as die Here in jou hart gewerk het. Hier is iemand vanmôre wat moet bid vir die tafel. Is dit jy? Jy moet luister na die woord van die Here. Luister. Wil jy vir ons bid? Wimpie gee vir die tannie. Baie dankie, Tia. Kom ons maak ons oë toe. Ons liewe Hemelse Vader, U is almagtig en groot. Ons dien U en ons dankie vir al die wonderwerke. Dankie Jesus dat U ons kom red het. Ja. En ons vra vandag dat elke persoon wat vandag aan hierdie fees kom deelneem, deur U Gees aangeraak sal word, genees sal word, verder versterk sal word en na U toe sal kom al hoe nader. Here, die tyd raak min. Dankie dat Jesus een van die dae sal kom, maar roep harte om nou tot U te kom in die naam van Jesus. Dank ons U. Amen.